As jy jou Bybel by jou het, wil ek jou nooi met oop te maak by Johannes 4. Ons skrifgedeelte kom uit Johannes 4 uit. As jy nie 'n Bybel saamgebring het nie, die woorde gaan ook op die skerm verskyn en ek lees vir ons saam Johannes 4 vanaf vers 21 uit die 83 vertaling uit. Jesus sê toe vir haar, en hierdie is 'n Samaritaanse vrou wat hy by 'n put ontmoet. Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dis nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis dat die mense wat hom aanbid, so dit moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Daar's 'n baie bekende storie wat vertel word van 'n man wat op 'n afspraak was een aand. En deur die loop van hierdie afspraak vir ure praat hierdie man oor homself. Hy praat van sy hoogtepunte, hy praat van sy uitdagings, hy praat en hy vertel oor sy stokperdjies en na so 3 ure van praat oor homself, glimlag hy vir die persoon oorkant hom en hy bly stil en hy sê, wel genoeg gepraat oor my, kom ons praat bietjie oor jou. Wat kan jy my vertel oor my? Ek dink, meeste van ons het iets hiervan al in 'n mindere of 'n meerdere mate ervaar. Dalk het julle al by vriende gaan kuier. En op pad huis toe, sit jy en jou vrou, jy en jou man in die motor en julle sê dit was 'n lekker kuier gewees. Maar jou vrou sê vir jou, liefie, ek weet nie of jy agtergekom het nie. Maar hulle het nie een vraag oor my lewe gevra nie. Hulle het net oor hulle self gepraat. Dalk het jy 'n familie wat ver bly en julle praat oor die foon en dit gebeur keer op keer dat jy tot 'n halfuur, 'n uur op die foon is, in gesprek is met hierdie familielid en wanneer jy die foon neersit, dan besef jy, hulle het 90% van die praatwerk gedoen. Net oor hulle self gepraat. Ek wonder of jy het al ervaar het. Hoe voel jy wanneer jy dit ervaar? Dit voel nie lekker nie. Dit gaan sit nie goed nie. Maar die waarheid is, daai selfde gewoonte spoel soms oor in ons aanbidding. Waar ons aanbidding baie keer oor ons gaan en nie oor God nie. Ek is amper soos die persoon wat oor kan die vriend sit en net oor myself die heeltyd praat. Nou vanoggend begin ons hierdie preekreeks vir die volgende 3 weke. So die begin van die kwartaal wat ons noem mixtape. Ek wonder of al van julle is wat nog 'n mixtape kan onthou. 'n Versameling van liedere wat jy so op 'n tape gesit, 'n kaset gesit. Ek weet iets van julle wat nou nie eens weet wat dit is nie. En ons gaan vir die volgende 3 weke gaan ons kyk na 3 aanbiddingsliedere en ons gaan kyk na die storie agter hierdie aanbiddingsliedere. Vanoggend die lied wat geskryf is deur Matt Redman, The Heart of Worship. Kom ek vertel jou die storie agter hierdie lied. Matt Redman is 'n wêreldbekende aanbiddingsleier.
En hy was aanbiddingsleier gewees in Engeland, in hierdie kerk, Soul Survivor, 'n vinnig groeiende kerk. Hulle byeenkomste, oor sommige naweke, was duisende, letterlik duisende mense by hulle byeenkomste. Jaarliks het hulle groot jeugfeeste gehou en op die toppunt van hierdie jeugfeeste was daar tot 30,000 jong mense wat hierdie jeugfeeste bygewoon het. Maar hulle het agtergekom in hulle byeenkomste het aanbidding baie keer begin gaan oor my behoeftes en minder oor God. En hulle het begin agterkom, dis asof die gemeentelede toeskouers begin raak het in aanbidding. Verbruikers selfs geraak het van aanbidding. Hoe gemeentelede gekom het en baie gehou het van wat hulle op die verhoog ervaar, maar passief gestaan het en nie deelgeneem het nie. En die leierskap van hierdie gemeente neem 'n radikale besluit. Hulle besluit, hier is hulle oplossing, om te ontkoppel. Om die klanksysteem af te sit. Om die aanbiddingsspan van die verhoog te verwyder en niemand op die verhoog te hê wat die gemeente lei in aanbidding nie. Vir maande. Nou kan jy dink dat jy volgende Sondag moet instap en hier's geen klanksysteem, geen skerms, geen aanbiddingsspan nie. Moenie bekommerd wees nie, dit gaan nie volgende week gebeur nie. Maar vir maande het hierdie gemeente ontkoppel en die gemeente aangemoedig om weer deelnemers van aanbidding te word. Die eerste paar weke was ongemaklik geweest. Daar was daai ongemaklike stiltes en niemand het geweet wat om te doen nie. En soos wat die weke aangegaan het, is daar gemeentelede wat gekom het met 'n woord en 'n woord gedeel het, wat spontaan aanbiddingsliedere begin sing het, a cappella begin sing het. Gemeentelede het vir mekaar begin bid, mekaar begin bedien. En stadig maar seker het hulle begin beleef, daar's 'n skuif wat plaasvind in die aanbidding. Dis in hierdie tydperk waar Matt Redman eendag in sy kamer gesit het en hierdie lied neergepen het. The Heart of Worship. Hierdie lied wat begin met die woorde When the music fades. En John gaan vir ons net die inleiding van hierdie lied net vir ons speel. Dis hoe die lied klink. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. En stelselmatig het die gemeente weer saam met aanbiddingsspan en aanbiddingsleiers begin aanbid. Nie meer verbruikers van aanbidding nie, maar gekom by die hart van aanbidding. Nou, terug by ons skrifgedeelte, Johannes 4. Johannes 4 ontmoet Jesus hierdie vrou by die put, en as jy al 'n geruime tyd in die kerk was, die Bybel ken, het jy al 10 'n preek oor Johannes 4 gehoor. En daar's soveel temas wat ons kan haal uit hierdie ontmoeting van Jesus met hierdie vrou by die put. Ek wil vanoggend een tema aanraak oor hierdie ontmoeting. En dis die tema van aanbidding. Dat Jesus bring hierdie vrou na die hart van aanbidding. En daar's 'n skuif wat in haar lewe gebeur. 'n Skuif wat nodig is om in elkeen van ons se lewens te gebeur.
Hoe lyk 'n lewe wat beweeg na die hart van aanbidding? En ek wil 3 skuwe noem. Die eerste skuif is, ek beweeg van 'n plek van ervaring na 'n plek van ontmoeting. Dit is baie interessant dat wanneer jy hierdie gedeelte oopmaak in Johannes 4, dan begin hierdie gedeelte met hierdie sin in vers 4. Hy sê Jesus moes deur Samaria gaan. En ons moet nie vinnig oor daai sin lees nie. Hy moes deur Samaria gaan. Nou, as jy jou geskiedenis ken, jou Bybelgeskiedenis, dan sal jy weet, die Jode het ten alle koste, met alles in hulle vermoë, Samaria vermy. Dit was die laaste pad. Hulle sou nooit deur Samaria reis nie. Jesus, as hy Google Maps gehad in sy tyd, Google Maps sou hom nie deur Samaria geneem het nie. Maar die Bybel sê, hy moes deur Samaria gaan. Hoekom? Hoekom moes? Want God het 'n afspraak gehad met 'n Samaritaanse vrou by 'n put. Dit is baie interessant dat hierdie vrou se naam word nie genoem nie. Dit is asof Johannes vir ons wil sê, dat ek wil hê dat jy as leser moet voel wat hierdie vrou gevoel het. Dis een van die langste 1-tot-1 ontmoetings wat Jesus het in die evangelies met 'n individu. Johannes 4. Hy moes deur Samaria gaan, want God wil met hierdie vrou ontmoet. En dis die eerste ding wat ek vanoggend wil sê oor aanbidding. Dat aanbidding, die tyd wat ons het, elke week hier op 'n Sondag, wat jy dalk het in die week ook ergens met 'n klein groep of as individu, dit gaan nie net oor ervaring nie. Wat voel ek nie? Maar dit gaan heel eerstens oor 'n ontmoeting. Dat God wil met jou en my ontmoet. Dis Brennan Manning wat 'n baie dringende vraag vra as hy dink oor ons ervaring van aanbidding. Hy sê, en hier is die vraag, en ek wil jou nooi om te dink oor hierdie vraag. Do I worship God or do I worship my experience of God? Aanbid ek God of aanbid ek net my ervaring van God? Dit wat ek voel. Jy sien, die gevaar is wanneer ons aanbidding net iets word van 'n ervaring en nie ontmoeting nie, dan word ons ook baie keer net verbruikers van aanbidding. My liedjies moet gesing word. My styl moet gespeel word. Ek's 'n verbruiker. Ek kom na 'n erediens toe soos hierdie, en ek kyk net na wat ek kan kry hieruit. En ek stap uit, en ek sal opmerkings maak soos, hierdie was 'n goeie diens, ek het iets gevoel, ek het iets ervaar, ek kom as 'n verbruiker, maar ek kom nie as 'n aanbidder nie. As iemand wat werklik met God wil ontmoet en hom in my lewe ervaar nie. En ek dink dis die eerste vraag wat ons vanoggend moet vra, as ons praat oor aanbidding, dit is ek 'n aanbidder of is ek 'n verbruiker van aanbidding? Later in hierdie gedeelte sal Jesus vir hierdie vrou sê, God soek aanbidders. Dis wat God soek. As jy wil weet wat sy wil is, hy soek aanbidders, hy soek nie verbruikers nie. 'n Verbruiker is iemand soos hierdie persoon wat ek in die begin genoem het, wat eintlik in die tyd van aanbidding met 'n spieël staan en hulle self bewonder in die spieël. Maar 'n aanbidder is iemand wat deur 'n venster begin kyk na wie God is en 'n ontmoeting met God het. Ek weet nie waar jy in jou verhouding met God is nie, en ek wil jou regtig nooi
om te besef dat God wil met jou en my ontmoet. In tye wanneer ons saam hier as 'n gemeente, as 'n geloofsgemeenskap aanbid, maar ook tye wanneer jy by die huis is en daai aanbiddingsliedere aansit en luister. God wil met jou ontmoet. Maar daar's 'n tweede skui wat gebeur wanneer jy en ek na die hart van aanbidding kom. En ons beweeg van 'n plek van vertoning na 'n plek van vorming. Hier's iets wat gebeur en hier's 'n baie rou, eerlike tyd in hierdie ontmoeting met Jesus. Jesus kom eintlik en hy vra vir hierdie vrou 'n baie ongemaklike vraag. Daar's 'n stuk ongemaklikheid wat gebeur in hierdie ontmoeting. Dit is asof Jesus haar hierdie uiterlike masker wat hierdie vrou aan het, asof hy dit wil afhaal en vir haar sê, maar ek wil by jou hart uitkom. In vers 17 lees ons wat Jesus vir haar vra en ook vir haar sê. Jy sal onthou, hy vra vir haar op 'n keer in hierdie ontmoeting, hy sê vir haar, maar waar is jou man? En die vrou antwoord hom en sy sê, ek het nie 'n man nie. En dan antwoord Jesus die volgende, en hy sê vir haar, vers 17, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Hy sê, jy het die waarheid gepraat. Ek weet jy moet 'n oomblik oor hierdie opmerking van Jesus dink. Dit is asof hy die vrou ontmasker. Hy dring deur tot haar diepste seer. Ons lees baie keer hierdie storie. En omdat ons die storie al gehoor het, maak ons eie gevolgtrekkings. En een van die gevolgtrekkings wat ons maak is slegte vrou. Jesus het al, in Johannes 8 ontmoet hy, met 'n vrou, met 'n sondige leefstyl. En hy sê vir haar, gaan weg, moenie weer, toe hy wegstuur, hy sê, onthou almal wat met klippe gooi, hy sê, gaan dan, en moenie meer sondig nie. Maar ek wil jou nooi om vars lense aan te sit vanoggend, wanneer ons na hierdie vrou toe gaan in Johannes 4. Want ons 'n paar kulturele en sosiale redes, moontlike redes, waarom sy alreeds 5 mans gehad het, en die man wat sy nou het, nie haar man is nie. Dis nie noodwendig net dat sy 'n slegte vrou is nie. Jy sien, in die eerste eeu, Midde-Ooste, kon 'n vrou nie 'n egskeiding, sy kon nie vir haar man 'n skeidingsbrief gee nie. Hulle kon net skei as die man 'n skeidingsbrief gee. En as jy gaan lees oor die redes waarvoor 'n man 'n skeidingsbrief vir sy vrou kon gee, dit wissel van baie ernstige redes tot belaglike redes. Kom ek noem 'n paar belaglike redes. 'n Man kon vir sy vrou 'n skeibrief gee as sy die kos gebrand het. Nou, ek weet jy nou van die vrou sê, dis gevaarlik. Dis nie van die belaglike redes. Wanneer 'n man iemand anders ontmoet het, wat hy gedink het, is baie mooier as die vrou wat hy nou het, kon hy vir haar 'n skeibrief gegee het. Kan jy dink dat iemand so gedink het? Ek dink die mense dink so in ons tyd, nie dink hulle. Maar daar was ook ernstige redes. So hier's 'n vrou wat 10-1 deur 'n paar egskeidings gegaan het, wat 10-1 'n paar keer moes ervaar, jy's nie goed genoeg nie. Wat eenkant gestoot word, wat verstoot en verwerp word. 'n Paar keer moes hy gedink het, hierdie is nou die een. Miskien gaan hierdie verhouding hou. En sy word verwerp. Dis 'n vrou wat verwerping ken. Ons weet ook dat die lewensverwagting in die eerste eeu was nie baie groot nie. Mense het vroeg, jong ouderdom gesterf. Verskeie redes. 10-1 het een of meer van haar mans dalk gesterf. So hierdie is 'n vrou wat verlies, wat seer ken. Jy het ook al gehoor van die wet van die tyd, dat as 'n man gesterf het, dan moes die vrou weer trou met haar swaar, met sy broer. As hy sterf, met die volgende broer. So dalk was daar ook 'n paar sulke geleenthede gewees, waar sy weer moes trou met 'n broer. Die man wat sy nou het, sê, Jesus is nie jou man nie, dalk is dit 'n familielid
wat op die stadium na haar kyk, wat vir haar sorg, finansiëel. Maar dis nie noodwendig haar man nie. Kan jy sien, ons kan nie net baie vinnig ons gevolgtrekking maak, hierdie is 'n slegte vrou nie. Maar wat ons wel weet, is hierdie is 'n vrou wat trauma en tragedie en seer geken het. En sy ontmoet met Jesus. En Jesus gaan dadelik na daai seer, na daai trauma toe. Wat doen sy? Sy doen wat baie van ons doen in 'n tyd van aanbidding. Dat die Heilige Gees kom en die Heilige Gees maak ons bewus in 'n tyd van aanbidding, dalk van onvergewensgesindheid. Dalk maak die Heilige Gees jou bewus van 'n gewoonte, wat jy voor moet nee sê, 'n geheime sonde. Dalk is daar drome wat die Heilige Gees in jou wakker maak in jou tyd van aanbidding, en wat hierdie vrou doen, wat ons baie keer doen, is, sodra God kom en hy diep raak, stoot sy die gesprek weer terug na die oppervlak toe. Sy vat dit na, nie formasie toe nie, maar sy vat dit na vertoon toe. Godsdienstige vertoon. Sy sê vir Jesus, nadat hy haar ontmasker en haar diepste seer ontbloot, sê sy vir hom, maar kan ek gou vir jou vra oor aanbidding? Moet ons op hierdie berg aanbid of moet ons op hierdie berg aanbid? Doen ons nie ook dit nie? Dat in 'n tyd van aanbidding ervaar jy God se Gees werk op 'n manier in jou lewe, en jy spring na die oppervlak toe. Die dromme is te hard. Hulle het alweer nie my lied gesing nie. Hoekom so baie nuwe goed? Die ligte, die skerm, die instrumente, die stem, die volume, die taal, oppervlak. Wat ervan is ons beweeg van 'n plek van vertoon na 'n plek van formasie. 'n Plek waar ek toelaat dat God my in die diepste wese kom aanraak en kom verander en kom vernuwe. Dat Jesus gevorm word in my tyd van aanbidding. Ek het dit hierdie week ervaar. In hierdie week is ons 30 plus kerkleiers, gemeenteleiers in Secunda wat ontmoet hier by Kruik, en ons stap in stilte na die Klipkerk toe. En is daar in die stilte in die Klipkerk waar ons in aanbidding sit en ons aanbiddingsspan lei ons met 'n lied. Daai lied Slow Me Down, en is in daai aanbiddingstyd waar ek ervaar die Here praat met my. Hy sê, hier's een van die kerkleiers wat hier sit. En ons was kerkleiers aan die een kant van charismatiese kerke, en aan die ander kant die mees gereformeerde kerke in Secunda. En ek ervaar die Here sê vir my, in 2023 was daar 'n optrede van my kant af gewees teenoor een van die kerkleiers, en Ewald, jy het nodig om verskoning te vra vir hierdie ou. En ons stap uit die Klipkerk uit, en ek wil dadelik die gesprek na die oppervlak toe vat, en raai wie stap hier langs my? Daai kerkleier. En ek draai na hom toe en ek sê vir hom, ek wil net vir jou sê, ek's jammer. Ek's jammer. Hy sê, waarvoor? En ek verduidelik vir hom wat gebeur het. En ons kan mekaar 'n druk gee, en ek ervaar daar's eenheid, daar's vrede. Daar's vorming wat plaasgevind het. Die aanbidding is nie vertoning nie, dis vorming wat plaasvind. As ek dink aan vorming, dink ek in ons tyd vir aanbidding, maak die Here jou dalk bewus van iemand wie jy moet vergewe. Dis interessant dat Jesus praat. As hy praat oor vergifnis, praat hy oor in die konteks van aanbidding. Hy sê as jy jou 'n offer bring en dat jy daarby val dat iemand iets teen jou het, gaan maak reg. Hoekom sê hy dit? Dis in die tyd van aanbidding waar daar formasie moet plaasvind. Waar die Gees in jou werk en my werk. Dis nie 'n vertoon nie. Dis in die tyd van aanbidding waar jy en ek, en dalk het jy al beleef, waar jy drome laat wakker word hier, van God, né? Idee, visie, dis 'n ander woord, 'n visie laat wakker word. En die Here maak sekere goed in jou wakker, hy gee vir jou 'n idee. Hy sê, raak betrokke by hierdie bediening,
Hier's die idee wat ek sien, my koninkryk uitgebou moet word, en ons het keuses in daai tyd. Gaan ek dit onderdruk? Gaan ek spring na die oppervlak? Of gaan ek toelaat dat die tyd van aanbidding 'n formasie in my laat gebeur? Ek wonder waar het die Here al dinge in jou wakker gemaak in 'n tyd van aanbidding? Te vergewe, te los, iets in jou lewe in te bou, 'n droom wat hy wakker maak, 'n passie wat hy wakker maak, 'n stuk toerusting wat hy vir jou gee, vir dit wat in jou wakker maak. Geen wonder hierdie aanbiddingslied, hy sê hierdie woorde, you search much deeper, through the way things appear. You're looking deep into my heart. I'm coming back to the heart of worship. Maar daar's 'n derde skuif wat plaasvind, en die derde skuif is dit, dat ek skuif van, kan ek dit noem vanoggend, van metode na missie. Daar's hierdie skuif wat in hierdie vrou plaasvind. Jy sien, sy het gedink dat aanbidding is net hierdie geïsoleerde tyd. Sy is by die put, en sy kom met haar waterkan, net om water te kom haal. Sy het nie gedink om Jesus te ontmoet nie, maar Jesus wil haar ontmoet. God het 'n afspraak met haar. En sy kom gou agter dat aanbidding is nie net hierdie geïsoleerde tyd nie, maar die aanbidding spoel oor in my lewe. Die Bybel sê vir ons, sy sit haar waterkan neer, en dis asof daar ware aanbidding in haar hart ontvlam. Sy besef dat hierdie aanbiddingsmoment kan nie net bly hier by die put nie. Sy sit haar kan neer en sy gaan terug na die dorp toe. Dis presies wat gebeur met aanbidding. Dis nie net 'n metode nie, maar dit rus ons toe vir God se missie in hierdie wêreld. Dat sy vat aanbidding, sy word toegerus daar by die put, om daai aanbidding nie net daar te hou nie, maar sy word toegerus om te bedien, haar missie te vervul in die strate van haar dorp. En sy gaan terug en sy bedien die mense met Jesus. Sy gaan vertel van Jesus. In ons konteks, wanneer ons op 'n Sondag saam aanbid, word ons toegerus vir Maandag, Dinsdag, Woensdag en die res van die week. As my Sondag aanbidding nie my week raak nie, dan wonder ek of dit ware aanbidding was. Aanbidding is nie net 'n metode nie, dis 'n missie. Dat God roep ons om anders te leef in ons gesinne, in ons werkplekke, by ons skole en in ons gemeenskap. Dis hoekom ons kan uitroep met hierdie lied. It is all about you. It's all about you. Dis nie net Sondag nie. Here, my hele lewe, dis waarvoor aanbidding my toer is. Dis waar hierdie ontmoeting gaan. Hier's 3 waardes wat ek vanoggend genoem het. En sommer so in die begin van hierdie kwartaal wil ek hierdie 3 waardes neersit. Kry baie keer vrae, mense wat vra, hoe beplan julle aan 'n byeenkoms soos hierdie? Hier is die 3 waardes waarmee ons werk. Ontmoeting, formasie en missie. Dis die filter wat ons gebruik wanneer ons aanbiddingsliedere kies vir hierdie byeenkoms. Hier moet ontmoeting gebeur met Jesus. Dis nie net 'n ervaring nie. Daar moet formasie gebeur, so die inhoud van wat ons sing, teologies is so belangrik. God soek mense wat hom in gees en in waarheid aanbid. Missie, dat dit wat ons sing, ons tyd van aanbidding, moet ons toerus vir môre, vir net nou, wanneer ek hier uit die gebou uitstap. En daarom wil ek jou vanoggend nooi
Ons gaan hierdie lied sing. Dis die eerste lied in hierdie reeks, the Heart of Worship. The Heart of Worship. Wil jy nie, dis nog vroeg, wil jy nie hierdie paar minute gebruik met hierdie 3 woorde in jou gedagtes? God wil met jou ontmoet. Dis van ons wat dalk vanoggend ingestap het in die kerk, wat lanklaas in 'n kerk was, wat dalk voel, sien God my raak. Jesus moes deur Samaria gaan. Almal het daai dorp vermy. Maar God het 'n afspraak gehad met daai vrou. Hy het 'n afspraak met jou. Hy weet van jou. Formasie. Kom ons maak ons hart, ons lewens oop en sê, Here, dat Jesus vorm in my. Here, ek wil nie hê dat aanbidding moet net 'n vertoning wees nie. Ek is nie 'n toeskouer en 'n verbruiker van aanbidding nie. Kom vorm my. Here, het 'n missie. Het 'n missie vir my lewe. Hy is besig in hierdie dorp. Kom Here, ek wil belyn met u missie. Kom ons staan vanoggend. Dan gaan ek vir ons saam bid en dan gaan ons saam aanbid. Dankie. As jy gemaklik voel, wil ek jou nooi om jou hande uit te strek. Dit is 'n stuk simboliek van, Here, ek gee oor. Ek maak oop vir u. Here, ons wil met oopgestrekte arms voor u staan. Here, ons wil mense wees wat met u ontmoet. Dankie dat u deur Jesus Christus vir ons dit moontlik maak om ontmoeting met God te kan hê. Ons hoef nie deur iemand te werk nie. En ook in hierdie paar oomblikke, hierdie paar minute, het ons nodig om met u te ontmoet. Here, kom vorm ons. Kom maak ons nuut. Here, kom wys ons waar daar skaafwerk nodig is in ons lewe. Here, ons wil ons lewens belyn met u missie. En ons sal saam vanoggend bely, I'm coming back to the heart of worship. The heart of worship. Ons bid dit in u naam. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. Kom ons sing vers 1 een keer. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Ag Here Jesus, dis ons gebed vanoggend, Here. Here, ons wil U bring wat U toekom, ons wil U gee wat U toekom, Here. Here, nie wat ons dink U nodig het, nie wat ons dink ons moet doen nie, Here, maar ons wil terugkom na die heart of worship, Here. Waar dit oor U gaan en U alleen, Here. Here, ek wil sommer vir U vra dat U ons in hierdie week sal wys. Here, dat U sal beweeg binne in ons en sal krap binne ons, dat U ons sal wys hoe lyk 'n hart van worship, Here. Here, U is so groot en U is waardig van alles wat ons U kan gee. Amen.